1 Samuel 15 leer ons die les van gehoorsaamheid en die belangrikheid van gehoorsaamheid in ons lewe. Samuel kom na Saul toe en sê vir Saul, God gee opdrag, jy moet die Amalekiete gaan verslaan. Maar die opdrag is ook dat jy alles moet doodmaak. Elke man, elke vrou, elke suigeling, elke kleinvee, elke bees, al die diere. Jy mag niks saam nie. Alles moet uitgewis word. En toe Samuel hulle optrek teen die Amalekiete, toe sien die soldate maar, die kleinvee is mooi, die beeste is mooi, hoekom sal hulle dit dan nou so 'n goeie ding vernietig? Daar's mos niks sleg nie, hulle kan dit tot goeie gebruik aanwend. Hulle kan offers maak vir God. En hulle vat al die kleinvee wat mooi is, maak die ander dood, maar dit wat mooi is, kleinvee en beeste, bring hulle saam met hulle. En God gee aan Samuel 'n woord en hy stuur hom terug na Saul toe. Hy kom by Saul en Saul sê, ek het gedoen wat God beveel het. Ek het die Amalekiete verslaan, so asof hy sê, God moet bly wees vir dit wat ek gedoen het. Ek het die Amalekiete verslaan. Ek was gehoorsaam. En dan vra Samuel, hy vra die geblær van die kleingee, die geblær en die gebulk van die beeste. Wat is dit wat ek hoor? Want God het vir Samuel gewys dat Saul gehoorsaam was in een deel, ja, hy het die Amalekiete gaan verslaan, maar hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van God. Baie keer dan sal ons onsself verskoon hoekom ons ongehoorsaam is in sekere areas van ons lewe. Ons weet dit is nie wat God wil hê nie. Maar dit is daarom so goed. En ek kan my 10de uit dit gee. Ons maak verskonings vir dit. Maar ons lees in vers 23, hy sê, eie sinnigheid is 'n sonde van afgodediens en wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry. Ek het bietjie gesukkel met dit. Hoe kan wederstrewigheid 'n sonde van waarsêry wees? Maar ek het stil geword en dit glo ek wat die Here vir my gewys het, dat wederstrewigheid is om my eie ding te doen. So ek besluit wat ek dink belangrik is vir my toekoms. Ek weet die beste. So vir my toekoms sal ek sekere besluite neem. Ek wil in die verhouding wees, want die man is goed vir my. Al weet ek God sê, dit is nie jou man nie, of dit is nie wat ek vir jou wil hê nie. Ek weet die besigheidstransaksie is nie wat God wil hê nie, maar kyk wat se goed kan ek uit dit maak, en ek kan offers bring vir God. Ek kan my 10de betaal. Kyk net hoe goed kan dit wees vir die koninkryk, maar dan is dit nie wat God wou hê nie. Soos wat ek dan sien in hierdie gedeelte is dat wederstrewigheid, waar sê hy, is dat ek besluit wat ek dink goed is vir my toekoms. En eie sinnigheid van afgodediens, so wat ek raak, my eie God, ek besluit wat belangrik is. En om God se seën te kry, en om in God se wil te wandel, is gehoorsaamheid belangrik. Want dis wat Samuel dan sê aan Saul, hy sê, gehoorsaamheid is belangriker as offerhandes. Om gehoorsaam te wees aan die klein dinge, want as jy gehoorsaam is aan die klein stem en die klein dinge wat God sê, dan kan hy jou vertrou met groter dinge. So as ek ongehoorsaam is, dan steel ek by myself.
En is tyd dat ek moet gaan sit en dink om te sê, wie sit op die troon van my hart? Is dit ek met my eie begeertes en my eie planne? Of is dit God wat sit op die troon van my hart? Want hy vra, wat se geblær hoor ek? En wat kom in jou gedagtes wat nie in lyn is met dit wat God vir jou beplan nie? Wat is dit wat God vra, wat se geblær hoor ek? Waar jy nie gehoorsaam is nie. Sê, ek wil jou bring tot heerlikheid, ek wil jou bring tot koningskap. Maar ek hoor 'n geblær. En ek dink dit is tyd dat ons harte sal deursoek om te sê, wat is daar wat nie in lyn is met die wil van God in my lewe nie? En al sou dit kos dat ek verhoudinge moet breek, al sou dit kos dat ek nie in besigheidstransaksies moet ingaan nie, al sou dit kos of ek 'n goeie beloning gaan verloor. Daar's baie goeie skape en baie goeie beeste. Maar God sê, dit gaan oor gehoorsaamheid. Ons weet nie altyd hoekom God nee sê nie. Ons weet nie hoekom God gesê het, moenie die skape en die beeste vat nie. Maar ons weet ook dat wanneer ons gehoorsaam is aan die stem van God, dan kan hy ons vertrou. En dat ons harte sal deursoek om toe te laat dat God ons deursoek om te sê, wat is in my hart? Wat leef in my hart? Is dit ek oor wat ek wil hê, wat die beste is vir my planne, of het ek vir God gegee die troon van my hart om besluite te neem en ek tree in gehoorsaamheid en hy beheer my lewe. Ek sit nie met afgodediens om te sê ek is so belangrik nie. Ek sê nie met waarsêry om te dink wat ek dink wat belangrik is in my lewe nie. Ek rus in die besluite wat hy vir my neem en ek stap in sy voetspore, want ek weet my koningskap lê in gehoorsaamheid aan God. Kom ons bid saam. Dankie Vader. Dankie Vader dat U elke dag by ons is. Dankie Vader dat U ons voetstewe wil rig tot gehoorsaamheid van U. Ek bid dat U ons 'n oor sal gee om te hoor. En ek bid Here en ek sê dat ek wil nie langer die ek wees op my troon nie, maar ek wil hê dat U die troon van my hart sal besit. En dat ek in gehoorsaamheid sal tree, want ek weet dat die seëninge wat U vir my het, is baie groter as dit wat ek dink vir my die beste is. In Jesus se naam. Amen.